Goeiemôre en welkom by hierdie week se uitsending van Redakteursforum. My naam is Liesel van der Schuyf en dit is soos altyd heerlik om in die geselskap van Dominee Skalk Strauss te wees. Nou Dominee Skalk is die redakteur van die boodskapper van die AP Kerk. Goeiemôre Dominee en welkom. Hallo Liesel, dankie. Ek keer lekker saam met jou. Dominee, die tema vir die Oktober uitgawe van die boodskapper is die konsilie van Nicea. Waarom het julle besluit om die uitgawe aan Nicea te wy? Goeie vraag. Hierdie jaar is dit presies 1700 jaar sedert die konsilie of die kerkvergadering van Nicea plaasgevind het, daar in Turkye. En ons het Oktober maand is gewoonlik maar die maand waarin ons 'n reformatie uitgawe doen. En waar ons dan ook natuurlik fokus 'n bietjie op die kerkgeskiedenis en wat mense nie besef nie, is mense dink altyd, veral as jy die gereformeerde kerke uit is, dat kerkreformatie is iets wat hier in die 1600s begin het. Jy weet, toe Martin Luther sy 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespijker het. Maar dit het 'n baie lang aanloop gehad en die kerk was nog altyd in stryd betrokke gewees. Jy weet, en daarom pas dit by reformatie, want een van die kenmerke van kerk van die Here is dat hy altyd reformerend is. Dit beteken altyd terugkeer na die waarhede van die skrif toe. En in die geskiedenis was daar maar sedert die tyd van die Nuwe Testament al gaan kyk maar hoeveel van die apostelse briewe word gewy daaraan om dwaalleraars reg te wys of uit te wys of hulle dwaalleer uit te lig. Dit was maar altyd deel van die kerk se geskiedenis gewees. Mense dink altyd so, ons het baie keer so 'n idilliese prentjie oor die kerk van die ou tyd, asof daar geen stryd was nie, almal eenstemmig was, almal saamgestem het, maar daar was groot stryd in die kerk gewees, en dit was ook nie anderster gewees in die tyd van Nicea, hier in die jaar 325 na Christus nie, en dit is basies die voorlopers vir ons in 'n sin van die reformatie, want dit het die grondslag gelê vir hoe die kerk voortdurend reformerend dink, want elke keer wanneer daar dwaalleer is, dan word die kerk gedwing om terug te gaan en te vra, maar wat sê die Bybel? Wat sê die Here? Kan Dominee uitbrei oor waarom iets wat 1700 jaar gelede gebeur het, nog van belang is? Ja, dit is 'n goeie vraag, want jy kry natuurlik mense wat sê, maar die geskiedenis het eintlik geen doel vir ons nie. As jy kyk hoe ons kinders byvoorbeeld ook dink oor 'n vak soos geskiedenis, natuurlik verstaan ek dit in sekere skole vandag, want daar word 'n sekere vorm van geskiedenis in hulle kele afgedwing, wat 'n mens eintlik naarmaak, en die kinders het ook 'n weerstand daarin. Maar geskiedenis is regtig eintlik baie belangrik, want die goed waaroor gister gedink is die goed waarmee ons weer vandag sukkel. En ons moet nie dink dat dwaalleer iets is wat 1700 jaar afgehandel is en beantwoord is en toe dieselfde goed nie weer kop uitgesteek nie. Dieselfde goed kry ons vandag weer, dit trek net ander baadjies aan, en daarom moet ons weet hoe die kerk daarop gereageer. Ons moet hoor hoe die kerk daaroor gedink, want die Heilige Gees werk nie net in ons tyd nie. Die Heilige Gees werk al vir 1700 jaar. Die boodskap van die Bybel is nie vandag ewe skielik vir ons relevant, terwyl dit vir hulle nog nie relevant was 1700 jaar terug nie. Dieselfde goed wat toe relevant was, is vandag relevant. Daar word 'n bepaalde nuwe soort aktualiteit daaraan gegee weens die eie tydse konteks waarin ons leef, en dit maak dit 'n bietjie uniek, maar ja, dit is vir ons regtig belangrik om te weet waar ons vandaan kom, want onthou ook, die kerkgeskiedenis en veral iets soos Nicea, die geloofsbelijdenis van Nicea, wat daar by daardie konsilie ontstaan het, is iets wat ons nog steeds in die kerke bely. Dis die belydenis van die kerk, is deel van die algemene belydenisskrifte van die kerk. So, met algemene belydenisskrifte bedoel ons, dis een van daardie geskrifte wat die kerk se belydenis oor die Bybel weergee, wat oor die algemeen deur die meeste Christelike kerke, of jy nou die Romeinse tradisie is, of die ortodokse tradisie is, of die gereformeerde tradisie is, bely word, as 'n samevatting van die kernwaarhede van hulle geloof. So belydenis bind ons dus aan gelowiges deur die eeue, maar ook gelowiges wat nog moet kom. As ons gou na 'n artikel kan verwys, in die redaksionele artikel, word daar geskryf van 'n triomferende Christus teenoor 'n ontmande Christus. Wat beteken dit prakties vir die kerk vandag? Ja, ek is nou in die versoeking om so bietjie die artikel
te herhaal, maar ek gaan dit nie doen nie, wat ek eintlik voor 'n bietjie betoog het in die artikel. As 'n mens nou weet waaroor Nicea gaan en die kontroversie wat daar by Nicea geheers het, dan weet 'n mens dat dit daar gegaan eintlik oor die goddelike natuur van Christus. Was hy gelyk en ewig God, gelyk met die Vader en ewig soos die Vader, een in wese, wel onderskeie in persoon. Dis die groot saak gewees. Of was hy God se, die Vader se eerste skepsel gewees, soos wat party mense wil sê. Nou, die ding is, in 'n sekere sin is dit iemand het nou die dag gesê, dit wat by daardie vergadering besluit is, eintlik nie die besluite nie, want dit klink baie keer so asof die kerkvergadering sekere besluite geneem het en dit het nou die kerk in 'n rigting gestuur. Miskien moet ek dit so stel, die skrifwaarhede wat daardie vergaderings opgediep het as antwoorde, want dit was nie hulle wat die goed uitgedink het nie, die Heilige Gees het hulle gelei om die skrif te lees en te vertolk, maar daardie skrifwaarhede is regtig die staan en die val van die Christelike kerk. Want dink daaraan, as Christus nie waarlik God en volledig mens was nie, as hy nie ewig is nie, dan sou hy nie ons verlosser kon wees nie. En dit is die kern van die evangelie, dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, dat Jesus Christus die dood oorwin het, dat Jesus Christus mag het om hulle wat in die dood vasgevang is, ook uit die dood op te wek. Waarop grond ons dit? Op die feit dat hy self uit die dood uit opgestaan het. Hoekom kan ons sê hy het uit die dood uit opgestaan? Want hy is God. As hy nie God was nie, sou hy dit nie kon regkry nie. Net God kan dit doen. En daarom kan net hy ons verlos van ons sondes. En as hy nie God is nie, dan sê hy ontmande Christus. Dan beteken hy nie vir ons veel nie. Dan gaan hy dalk 'n goeie simpatiseerder wees. Hy gaan dalk baie medelee hê met ons omstandighede, maar hy gaan niks daaraan kan doen nie. Hy kan niks daaraan verander nie. Maar nou is hy die triomferende Christus, die een wat uit die dood uit opgestaan het, die een wat gelyk is aan die Vader, die een van wie Johannes skryf, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die een wat self gesê het, ek en die Vader is een, wie my gesien het die Vader gesien. Dis hy wat uit die dood uit opgestaan het, dis hy wat oorwin het, dis hy wat opgevaar het na die hemel, dis hy wat vir ons intree aan die regterhand van die Vader, sodat ons in sy naam meer as oorwinnaars kan wees. As Dominee die kernboodskap van Nicea in een sin moet saamvat vir vandag se gelowiges, hoe sou dit lei? Ja, ek het gesê vir jou voor die tyd, jy vra vir my moeilike vrae, maar as ek dit in een sin moet saamvat, dan sal dit hierdie een wees uit die geloofsbelijdenis van Nicea. En ek glo in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is. Dis my sin. Dominee het nou so 'n bietjie daaraan geraak, maar in 'n artikel wat Dominee Willem van Skalkwyk geskryf het, waarsku hy teen die herlewing van Arianisme in vandag se tyd. Watter hedendaagse vorm van dwaalleer kan gesien word as gevaarlik vir die kerk? Jong, dit is 'n goeie vraag. Jy weet, 'n mens moet altyd nou, want dit gaan oor die relevantie van iets soos Nicea. Ons moet ook verstaan dat die belydenis van Nicea uit sy ontstaansbegin gehad by die konsilie van Nicea, maar is uiteindelik eers 'n hele klompie, meer as 100 jaar later is dit regtig eers afgesluit hier by Chalcedon, die belydenis in sy volledige vorm ensovoorts, en toe dit later aan die uitbreiding geraak wat nie net oor die goddelike en menslike karakter van Christus gegaan het nie, maar toe dit ook gegaan oor die drie eenheid ensovoorts. So, jy hoor vandag, hoe sal ek sê, jy het verskriklik baie kuberkrygers. Kuberkrygers is iemand wat uit 'n Facebookblad of 'n YouTube kanaal, en hy is die mees geleerde mens wat jy ken. Hy het invloed, en hulle kan partykeer die geskiedenis lik raak aanhaal hier en daar en links en regs, en dit aan jou voordoen op 'n manier wat jou oortuig dat die kerk nog altyd verkeerd was. Jy weet, en ek spot altyd as ek 'n belydennisklas het, dan sê ek, jy moet versigtig wees hoe jy met die Bybel omgaan.
Want ek kan vir jou enigiets uit die Bybel uit regverdig, deur net die regte versies agter mekaar in te span. Want in die Bybel staan daar, en Judas het homself opgehang. En net op 'n ander plek sê die Here Jesus, gaan jy en doen net so. En ek kan hierdie twee versies bymekaar sit en sê, hier het jy regverdiging om jou eie lewe te neem, uit die skrif uit. Maar ek is oneerlik met die skrif. En so is ons ook baie keer met die kerkgeskiedenis, en daar's baie ouens wat dit doen. Ek dink byvoorbeeld aan iemand soos die boerseun van Migdol, wat 'n vreeslike groot aanhang het en verskriklik baie doen, en saam met hom ook ouens soos die Israel Visie groepe, om Nissia veral verdag te maak, en byvoorbeeld goed te sê soos, daar het die kerk besluit dat God drie-enig is. Daar het die kerk besluit dat Jesus God is. Terwyl dit nie waar is nie. Dis mense wat tussen ons leef, dis mense wat 'n groot aanhang het, en mense loop aan hulle duisende agter die ouens aan, want ons is nie ingelig oor die werklike betekenis en van wat het regtig gebeur by Nissia, wat is regtig daar gesê, wat is daar besluit, wat is die ware weergawe van die geskiedenis nie, en ons laat ons op sleeptou neem, want ons hou van die populistiese, en ons moet versigtig wees daarvoor. Nog 'n moderne voorbeeld, twee wat ek vinnig kan noem, een is die Jehova Getuies, ons ken hulle baie goed, dalk het iemand al met hulle te doen gehad, maar hulle is 'n baie bekende groep wat byvoorbeeld nie in die drie-eenheidsleer glo nie glo dat Jesus werklik God was nie. So hierdie, die geloofsbelijdenis van Nissia is byvoorbeeld 'n baie goeie antwoord op hulle standpunte. En dan derdens dink ek ook, 'n baie moderne vorm van dwaalleer, van Arianisme, is die moderne teologie, wat vandag beoefen word in baie kerke. Wat bedoel ek daardeur? Dis 'n ontmande teologie. Dis 'n teologie wat meer fokus op Jesus se menslike karakter as op sy goddelike karakter. So, hulle stel Jesus baie meer voor net as een van ons. Hy is ons buddy, hy is ons pel. Hy is die een met wie jy elke dag lekker kan gesels, en hy kom sit langs jou op die bankie, hy sit sy arm om jou lyf, hy gee lekker drukkies, hy is die een wat jou laat goed voel oor jouself. Maar hy is nie 'n verlosser nie. En dis daardie teologie wat jy kry in kerke waar jy eintlik nie gehelp kan word met jou probleme nie, maar ons gaan jou ten minste beter laat voel daaroor. Terwyl die Here vir ons sy woord vir ons 'n Christus aanbied wat 'n triomferende Christus is, wat 'n oorwinnaar is. En ons het nodig om triomferende teologie te beoefen, nie ontmande teologie nie. Dominee, na watter ander bydraes oor Nissia kan lesers uitsien? Man, daar is lekker baie stewige artikels, en ek wil sommer net so een of twee van hulle vinnig uitlig hier. Prof. Alwyn Swanepoel van die AP Akademie, sy artikel 4 Nissia saam met die kerk van die eeue. En hy gee ook bietjie vir ons praktiese wenke, maar hoe lyk dit as die kerk Nissia 4? En herdenk, sonder om daarvan 'n afgod te maak, maar om met waardering te staan oor die Heilige Gees se werking in die kerk en in die ontwikkeling van die kerk se geskiedenis en sy teologie. Jy het verwys na Dominee Willem van Skalkwyk se artikel. Hy sit die hele ding mooi uit een van die twee nature van Christus, sy goddelike en menslike natuur. Prof. Henk Stoker van Potchefstroom het 'n lekker artikel geskryf oor hoe Nissia dan 'n antwoord is op iemand soos die Jehova Getuies. Hoe ons Nissia apologeties kan gebruik om op groepe soos hulle wat nie in die drie-eenheidsleer glo nie, ook moderne vorme van die Israel Visie byvoorbeeld, en soos ek nou gesê het, Jaapie van Migdol, hoe om op hulle te antwoord. En ek dink sy artikel is regtig baie insiggewend, hoe hy ook uit die kerkvaders uit aanhaal en wys dat die drie-eenheidsleer is nie iets wat eers by Nissia uitgedink is nie. Die kerkvaders het al daaroor geskryf sedert die 1ste eeu na Christus. Jy weet, so, dit was van die begin af deel van hulle retoriek gewees. En dan skryf Dominee Johan Skutte 'n oulike bydra oor die woorde in die geloofsbelijdenis van Nissia. Ek glo in een heilige, algemene, apostoliese kerk. Wat beteken elkeen van hierdie? En laastens, net so interessante enetjie wat ek wil uitlig, of twee dalk net vinnig, Dominee Arno Niehoff het oor die Filihoukie kwessie geskryf. Nou, dit het eers baie later bygekom. Dit was nie deel van die geloofsbelijdenis van Nissia aan die begin nie, maar dis die hele kwessie van wie gaan die Heilige Gees uit? Gaan die Heilige Gees net van die Vader uit, of gaan hy van die Vader en van die Seun uit? Nou, dit het bietjie later bygekom, maar dis vandag deel van die geloofsbelijdenis van Nissia. En Dominee Aubrey Houg skryf 'n oulike artikel oor hoe Stille Nag, die woorde van Stille Nag, deur Nissia beïnvloed is.
So gaan lees gerus en word geprikkel. Hoe kan luisteraars wat belangstel 'n uitgawe van die Boodskapper bekom? Liesel, sommer lekker maklik. Die Boodskapper het ons nou sy eie toepassing, so gaan sommer net op jou telefoon se toepassing winkel en soek net vir die Boodskapper. Jy sal hom daar kry. Laai hom af, installeer hom en dan kan jy lekker saam lees. Daar seker van die artikels wat ons gratis toegang voorgee, maar as jy nou die volledige leeservaring wil hê, gaan jy vir 'n klein bedragie kan inteken op die Boodskapper. Hy is elektronies in jou hand. Jy kan sommer op die toepassing ook klik om na stemopnames van die artikels te luister, so dalk ry jy in jou motor. Dit vat jou na Spotify toe. Ons het ook 'n kanaal op Spotify waar die artikels uitgesaai word. Elke maand se uitgawes of elke uitgawe se artikels word opgeneem en dit word op Spotify gelaai, so mense kan lekker daar saam gaan luister daarna. Dankie vir Dominee se tyd en dat Dominee weer ingekom het om met ons te gesels oor die Oktober uitgawe van die Boodskapper. Dankie Liesel.